God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder U boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dae, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laat na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by vrede voort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof die naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Goeiemôre vriende en hartlik welkom vir almal van julle hier vanoggend by vanoggend se erediens dan ook. Dit is so lekker om almal vir julle vanoggend hier te kan sien. Was natuurlik 'n klomp van julle wat gister daar by die rugby ook was. Ek kyk gou hier voor my of ek kan sien wie julle was en of julle oogies mooi helder is vanoggend. As die babbelas bietjie groot is na die rugby, dan is dit nou maar jammer vir julle. Ek gaan nie sagter praat nie, julle moet mooi luister vandag, hoor. Maar nee, liewe vriende, op hierdie baie spesiale dag wat ons hier by mekaar is, mag vanoggend 'n baie spesiale ontmoeting met die Here wees vir elkeen van ons, waar ons voortgaan met ons reeks oor die vrug van die Gees. En vanoggend gesels ons oor 'n interessante ene, ene wat baie, as daar van hierdie vrugte is wat ons nou sê, dis partykeer 'n moeilike ene, veral in hierdie land waarin ons bly, dan is dit nou vanoggend sinne, en dit is geduld. Ons gesels vanoggend oor geduld as 'n vrug van die Gees. Mag die Here ons ook lei in hierdie onderwerp vanoggend dan ook. As jy nog nie die kans gehad het nie, en jy het nou by die deure ingestap gekom, wil ek vir jou geleentheid gee om gou-gou so na mekaar toe te draai, groet mekaar, sê vir mekaar welkom, en ja, as jy iemand niets kan groet vanoggend, nog beter. Daar sy. Liewe gemeentevriende, ek gaan nie 'n klomp nuus met julle deel vanoggend nie. Ons stuur die familienuus vir julle uit sodat julle dit kan lees dan ook. Al wat ons vra is, ons vra julle voorbidding vir môre se kerkraadsvergadering, vir al die besluite wat ons daar moet neem en die dinge wat ons daaroor moet gesels dan ook. Ag, en as ons praat van kerkraad, is daar altyd maar 'n uitnodiging ook, dat as daar enige van julle is wat geroepe voel om deel van ons gemeente se leierskap te wees, dat julle enige tyd sal vorentoe kom en vir ons sal sê, hoor, dis Dominee Jaco, ek voel geroepe, of as jy voel die Heilige Gees druk iemand op jou hart, wat jy voel deel kan wees van ons kerk se leierskap. Dis nie 'n geslote groep nie, dit is nie iets wat net vir sekere mense is nie, dis 'n ruimte vir enige iemand wat geroepe voel om deel van ons gemeente se leierskap as ouderling of diaken dan ook te wees. Maar kom ons vra voorbidding vir môre se kerkraadsvergadering asseblief, dat die Here deur sy Heilige Gees ons daar ook sal lei in die besluite wat ons daar moet neem. Dan wil ek gou 'n kans vat, ek dink amper nie so nie, maar oom Karel Gerber, is jy vanoggend hier? Ek dink nie so nie, maar in sy afwesigheid op die 23ste Junie word oom Karel 81 jaar oud. Ons bid die Here se seën ook oor daardie spesiale verjaarsdag en die nuwe lewensjaar dan ook. Sy gesondheid is nog goed, ek sien hom gereeld hier loop in die strate, en hy lewe lekker kommentaar as ek verby hardloop, so ek dink dit gaan nog goed met hom, so in sy afwesigheid ook baie geluk met oom se verjaarsdag. Dan is vandag 'n spesiale dag vir 'n ander rede, en dit is vandag Vadersdag. So ek het die voorheen die konsistorie, toe het ek gesê ook dat hierdie gemeente glo ons in regverdigheid en in billikheid. Nou dames, op Moedersdag het ek baie opgekom vir julle. En toe het ek vir die manne gesê dat as hulle nog nie hulle kant gebring het, moet hulle nou begine wikkel en spring. Julle sal onthou, dis die een ding wat ek gesê, stem julle saam? Ek het ook gesê op Moedersdag mag 'n vrou se hande nie aan skorrelgoed water raak nie. Onthou julle dit? Dis vandag so vir die manne, hoor. Vandag is nou die manne se beurt. So, of op hierdie Vadersdag, is dit nou jou as man se beurt, en mag jy vandag regtig bederf word
deur die liefde van jou geliefdes in jou lewe. Maar op hierdie Vadersdag wil ek regtig hierdie geleentheid gebruik om so 'n bietjie uit my hart te gesels met elke man wat ver oggend in hierdie diens sit. Ons gaan ver oggend vir julle 'n geskenkie gee. Maar hierdie geskenkie, gaan julle sien, lyk so, dit is so 'n boekrolletjie met 'n hashtag real sjokolade, want vandag op Vadersdag wil ons vir mekaar opnuut weer herinner aan wat die Bybel se verstaan van 'n man na God se hart is. 'n Real man. Want julle sien in die wêreld waarin ons vandag lewe, het die prentjie baie keer begin ontstaan dat 'n man se hoofdoel, en baie van ons lewe nog met daardie prentjie, dat 'n man se hooffunksie is om finansiëel te voorsien in my gesin se behoeftes. En daarom kry ons dit al hoe meer dat baie manne sukkel met uitbranding, stres en selfs depressie vanweë die finansiële tye waarin ons lewe. En dan die oomblik wanneer ek besef ek het my werk verloor of finansiëel beleef ons uitdagings, ewe skielik voel dit vir my ek val daarin om 'n man vir my vrou en 'n pa vir my kinders te wees. Die teenkant is ook waar. En julle moet my asseblief op hierdie spesiale dag, en ons gaan nou vir julle spesiaal dankie sê vir julle, moet ek wel as dominee vanoggend 'n oproep doen en sê ons lewe in 'n tyd waarin ek al hoe meer bewus is daarvan hoe belangrik dit is dat ons as manne opnuut weer besef wat 'n geweldige roeping daar oor ons lewe is en hoe belangrik jou rol in jou huisgesin dan ook is. Daar's 'n statistiek wat 'n prentjie skep van 'n wêreld waarin ons lewe, wat vertel ons lewe in 'n wêreld waar dinge nie meer werk soos wat dit veronderstel is om te werk nie. En in kerknavorsing sê hulle in vandag se wêreld is dit 60% van die tyd mamma wat besluit of ons kerk toe gaan of nie kerk toe gaan nie. Dit is 60% van die tyd die ma vandag wat die geestelike leiding in die huis neem. En daarom gaan julle vandag hierdie boekrolletjie ontvang. Ek wil vir julle ietsie op die skerm wys. So rukkie terug het Rian van Tonder wat hier vir ons by die kinderkerk help, het hy hierdie weer vir my aangestuur en het my gevra, Dominee Jaco, kan ons nie weer ons as manne se aandag roep op hierdie nie. En julle sal onthou, so 'n paar jaar terug het daardie Christelike film uitgekom, Courageous, wat 'n oproep gedoen het op mans om weer hulle plek in te neem. En ons wil vanoggend ietsie daarvan doen op Vadersdag. En op Vadersdag wil ek vandag vir elkeen van julle, vir my in kluis ook herinner aan wat ons rol as man in die huis is. Die skrif is dalk so bietjie klein daar op die skerm as julle kan sien. Maar ek gaan dit vir ons so lees op hierdie boekrolletjie wat julle vandag dan ook gaan kry. Hier is 'n oproep vandag vir elke man, vir elke pappa om opnuut weer hierdie volgende woorde jouself daartoe te verbind en daarna hiervolgens te gaan lewe. Hoor gou hier. Ek neem plegtig vir God die besluit om volle verantwoordelikheid vir myself en my gesin te aanvaar, in afhanklikheid van die Heilige Gees en tot eer van God, sal ek hulle lief hê, beskerm, dien en hulle die woord van God leer as die geestelike leier van my huis. Want in Joshua 24:15 staan daar, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Ek sal getrou wees aan my vrou, haar lief hê en eer, en bereid wees om my lewe vir haar neer te lê, soos Jesus Christus dit vir my gedoen het. Want in Efesiërs 5:25 lees ons, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Ek sal my kinders seën en hulle leer om God lief te hê met hulle hele hart, hele verstand en al hulle krag. Want in Deuteronomium 6:6-7 lees ons, hierdie gebooie wat ek jou vandag leer, moet jy by jou kinders inskerp en met hulle dag en nag daaroor gesels. Ek sal my kinders leer om gesag te respekteer en verantwoordelik te lewe. Want Romeine 13 sê, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is.
Ek sal die kwaad teenstaan, geregtigheid nastreef en barmhartigheid lief hê. Soos in Micha 6 vers 8 staan, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Ek sal vir ander bid en hulle met vriendelikheid, respek en medelee behandel. Want in Efesiërs 4 vers 32 lees ons, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Ek sal die vergewe wat my te nagekom het en versoen met die wat ek te nagekom het. Want daar staan, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Kolossense 3 vers 13. Ek sal uit my foute leer, my van my sondes bekeer en met integriteit lewe. Soos 1 Johannes 1 vers 9 vir ons sê, wie hulle sondes bely, hy is getrou en regverdig en hy vergewe ons van al ons sondes. Ek sal daarna streef om God te eer, getrou te wees aan sy woord en sy wil te doen. Jesus het ons geleer, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. En ek sal met moed werk, met die krag wat God gee, om hierdie besluit vir die res van my lewe te vervul. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Vandag beloof ons opnuut weer, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wil vanoggend 'n uitnodiging gee vir elke pappa, wat vanoggend in hierdie diens is op Vadersdag, vir wie hierdie woorde prioriteit is, om weer op te staan voor hierdie hele gemeente, en onsself daartoe verbind vandag, om nie net finansiële voorsieners van ons gesinne te wees nie, maar 'n man na God se hart, in my vrou en kinders se lewe te wees. Vir die wie se oortuiging hierdie is, ek wil vir jou uitnooi om nou op te staan, in almal se teenwoordigheid, as 'n getuienis hiervan. Vir al ons mammas, ons vroue, ons kinders wat hier in die diens is, ek wil nou vir jou die geleentheid gee, om jou hand so uit te steek, na jou pa of na jou man, of enige persoon wat die Here op jou hart druk, en dan bid ons die Here se seën. As jy nie jou hand wil uitsteek nie, kan jy net jou oë sluit, en dan bid ons die Here se seën, op hierdie Vadersdag, oor elke man, wat hier voor ons staan. Ons almagtige God en hemelse Vader, vandag op Vadersdag, Here, dank ons U allereers, dat U ons hemelse Vader is. Dat in U voorbeeld ons presies weet wat 'n Vader is, hoe 'n Vader liefhet en hoe 'n Vader dien. En Here, daarom bid ons op hierdie Vadersdag en ons wil vir U dankie sê vir elke pappa. Here, of dit nou 'n biologiese pappa is, 'n stiefpappa is, 'n voog is, 'n pleegpappa is, of sommer net iemand wat op eie keuse-inisiatief 'n pa-figuur in iemand se lewe is. Here, ons wil dankie sê vir elke man, vir elke pappa wat U dien. En soos die voorbeeld wat U vir ons gestel het, hulle eggenote en hulle kinders in liefde dien en eer en respekteer. En Here, ons bid U seën oor elke een wat hier voor ons staan. En ons bid dat U kragtig deur die Heilige Gees in sy hart sal werk. Dat U hom sal versterk, Here. Dat U die passie vir U woord en U koninkryk helder in sy hart sal laat brand. Sodat hy 'n instrument van U liefde in sy huwelik, in sy gesin sal wees. Ook in sy wêreld, in sy werkplek, elke oomblik van elke dag. Ja, Here, seën hierdie vaders, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Terwyl julle so bly staan asseblief, wil ons vra, ons wil graag vir julle vandag hierdie geskenkie gee. So bly net so staan, ons kerkraadslede gaan omkom. Hierdie boekrolletjie kan jy vir jou elders gaan opsit waar jy elke dag herinner kan word daaraan. En hierdie sjokoladietjie as herinnering, Real Man,
'n regte man na God se hart. Vriende, wat 'n voorreg is dit nie om, ons sê dit baie keer vir mekaar, om so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan wees en saam die Here te kan loof en te kan prys nie. Ons gaan 'n paar bekende liedere sing tot eer van die Here. Eerste een is, ons gaan nie die Here Jesus Christus se naam loof en prys vanoggend, maar voordat ons opstaan en dit doen, kom ons sluit net die oë en dan bid ek vir ons saam. Abba Vader, Here, dit is so onbeskryflike voorreg om hier te kan wees as 'n geloofsfamilie en te kan weet ons is hier in U teenwoordigheid. Here, U is hier elke oomblik van elke dag. En Here, ons hoef U nie te nooi in hierdie ruimte in nie. Here, U is die een wat ons nooi in die ruimte in, want U wil ons ontmoet vanoggend. U hart met ons kom deel. En Here, nou wil ons U naam loof en prys vir alles wat U is en alles wat U vir ons doen. Tog Here, as ons moet opnoem hoeveel ons het om voor dankbaar te wees, dan gaan ons 'n ewigheid daarmee besig wees. En Here, dis dalk juis goed so. En daarom is ons dankbaar vir 'n ewige lewe wat U vir ons gegee het, sodat ons elke dag, vir altyd en ewig kan lewe in U liefde, met dankbare harte vir wie U is. Ja, Here Jesus, mag U verheerlik word deur die liedere wat ons nou sing. Mag U hart bly gemaak word deur alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur. Ja, Here, kom vorm ons. Maak ons manne, vroue, kinders na U hart, wat U dien en lewe tot U eer. Hoor nou die liedere wat ons sing vir U, Here. Ons sing dit met harte wat elke woord bedoel, want ons is lief vir U. Amen. Kom ons staan. Jesus, ons glorie, Jesus, ons prysie, laat ons bediening en loflied sing.
waar U verskyn, word daar gesien, want U bevry en die lewe. Elke storm swyg deur die klank van U stem, alles buig voor U stem. U is die wat vir ons veg, U baan die weg vir ons oorweg. Elke vyand vlug, elke vesting verander, naam hoe alle name hoogste Heer. Vir ewig. Die duisternis word lig deur U, die duiwelnis deur U verslaan. Dood, waar is jou mag, waar het jou angel gedreig? Jesus leef en ek sal lewe, die skepping leef in die woordskap, die hemel juig voor ons koning, en die magte van die hel weet wie leef. Naam hoe alle name hoogste Heer. Vir ons sing vir ewig. Vir ewig is U heerskappy, die troon staan onwankelbaar, ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar, Jesus die oorwinnaar. Amen, ons kan ons plekke inneem. Vriende, so wat ons vir mekaar gesê het aan die begin van die diens, gaan ons vanoggend verder met ons reeks oor die vrug van die Gees. Ons het begin deur vir ons self te herinner aan hoe ons moet dink oor die vrug van die Gees. Onthou daardie paar dinge wat ons gesê het. Dis nie vrugte van die Gees nie, dis vrug van die Gees. En daar word in hierdie gedeelte in Galasiërs 5 'n onderskeid getref tussen dit wat ons as mens doen en dit wat die Heilige Gees in ons doen. En dit is interessant dat wanneer Paulus skryf oor die sondige praktyke, dan gebruik hy dit wat ons as mens doen. Maar die oomblik wanneer dit kom by hierdie woorde, dan sê Paulus, maar dis nie iets wat ons doen hierdie nie. Die Heilige Gees laat hierdie in ons lewe.
So Paulus sê eintlik vir ons dat as mense is ons nie daartoe in staat om hierdie woorde, hierdie eienskappe van ons lewe elke dag uit te leef soos wat God dit wil hê nie. Dit kan slegs gebeur wanneer geheel en al oorgee aan die Heilige Gees en die Heilige Gees hierdie vrug in my lewe sigbaar laat maak. So weer eens, ons is nie hier te doen met 'n vrugteslaai nie. En dit help ook nie ek en jy sit en ons gaan, ja, ek is nogals goed met liefde, getrouheid is ek alright mee, nederigheid, ja nee, ek dink ek is nogals alright daarmee, geduld, ek weet daarom nog nie van geduld nie, maar dis goed, ek het daarom 6 van die 9 of 5 van die 9, ons dink baie keer so. Dis 'n verkeerde manier van dink oor hierdie teksgedeelte. Paulus sê, wanneer ek en jy oorgee aan die Heilige Gees, en die Heilige Gees in beheer van ons lewe is, dan word hierdie woorde sigbaar in ons lewe, al hierdie woorde, in almal van ons lewe, as 'n vrug van die werking van die Heilige Gees in ons lewe. So as kinders van die Here, bestaan daar nie iets soos, weet jy wat, ek is baie geduldig, selfbeheersing, het ek tot 'n redelike mate, vriendelik, weet jy wat, wie kan nou in hierdie tyd van ons lewe elke dag vriendelik wees? Nee man, nee, dit kan ons nou nie, dit is 'n onrealistiese verwagting. Nee, glad nie. Elke een van hierdie woorde word sigbaar in my en jou lewe, soos wat die Heilige Gees in ons lewe aan die werk is. Wat ons aan die begin vir mekaar gesê het, en regdeur die jaar vir mekaar nog gesê het, is dat ek en jy het wel 'n keuse, of ons oorgee aan die Heilige Gees, en of ons sê ons doen, maar ek behou ook 'n bietjie beheer vir my eie lewe. Maar wat dan gebeur is die een of die ander. Ek kan nie die volle werking van die Heilige Gees beleef, as ek nog 'n bietjie beheer van my eie lewe wil hou nie. En dis wat partykeer gebeur, wat ons vandag as mense baie keer vir mekaar sê, ons hoor hierdie, en vir alles wat kom by 'n woordjie soos vandag ook, maar op al hierdie woorde, maar weet jy wat, dis daarom 'n onrealistiese verwagting, dat almal van ons al hierdie dinge in ons lewe moet hê. Nee, maar dit kan ons nou nie so wees nie. Ek is 'n mens met my eie, en jy het foute, en ek het foute, en dit is nou maar hoe dit is. Dis nie 'n Bybelse verstaan van hierdie wat ons vandag oor gaan gesels, en wat ons vir die afgelope paar weke, en vir die weke wat kom, oor gesels nie. Ons het gehoor liefde, ons het gehoor vreugde, en ons het gehoor vrede. En vandag gesels ons dan oor die volgende woordjie, en dit is geduld. Nou, ek is redelik seker, dat as ek nou vir julle vra, wat assosieer ons met geduld? Ek het by die eerste diens genoeg, ek gaan nou nie vanoggend weer vir julle vra, wie van julle dink julle is baie geduldige mense? Wie van julle is, kom ons doen dit vir interessant toch, wie van julle ken iemand wat verskriklik geduldig is? Baie geduldig. Is dit my engel? Wie van julle ken iemand wat glad nie geduldig is nie? Nou staan lekker baie hande, nee. Wie van julle ken iemand wat net geduldig is wanneer dit hulle pas? Goed. Maar hier is 'n interessante ding. Ek hoop dat aan die einde van vandag se diens gaan ek en jy 'n ander verstaan van geduld hê. Want julle sien, ek is redelik seker as jy dink aan geduld, dan dink jy aan iemand wat lank vat om kwaad te word. Ek is redelik seker dat wanneer jy dink aan geduld, dan dink jy onmiddellik aan iemand wat se lont langer is as die ander mense se. So dit vat daai persoon baie langer om kwaad te raak as die gemiddelde mens. Bybelse geduld is iets heeltemal anders. En ons moet altyd onthou dat Jesus Christus het kwaad geraak oor dinge wat verkeerd was in die oë van die Here. Jesus het so kwaad geraak dat hy mense uit die tempel uitgejaag het, 'n sweep gevou het. En julle ons moet een ding mooi verstaan, mense dink baie keer Jesus het sy meer bietjie verloor daar. Nee, Jesus het nie sy meer verloor. Weet jy hoe lank vat dit om 'n lat te vleg, om 'n sweep te vleg? Jesus het nie sy meer verloor nie. Jesus was kwaad. Maar waaroor was hy kwaad? Hy was kwaad oor ongeregtigheid. Hy was kwaad oor die feit dat daar iets besig was om plaas te vind wat verkeerd was in die oë van die Here. Sy Vader se huis wat 'n plek van aanbidding was 'n rowersnes gemaak. Wat beteken dit? Baie mense dink daardie tempelreiniging is 'n teksgedeelte wat sê kerke mag nie vandag bazaars en goed hou nie. Dis glad nie waar dit gaan nie. In die Bybelse tyd was dit
die Jode se verantwoordelikheid om te sorg vir die armes en die weerloses in die gemeenskap. Wat het by die tempel gebeur? Hulle het die armes en weerloses se geld gevat, deur goederes ten duurste te verkoop om hulle self te verryk. En dit het Jesus so kwaad gemaak, dat hy die tempel gereinig het, tafels omgegooi, die geldwisselaars uitgejaag het. Jesus het ook kwaad geraak. So as jy iemand is wat kwaad raak, beteken nie noodwendig jy is 'n ongeduldige mens nie. Maar wat beteken geduld? Kom ons hoor wat sê die woord van die Here vir ons hieroor. In Jakobus 5, ek wil vir ons 2 gedeeltes saam lees vanoggend. Jakobus 5 vers 7 tot 11. Hierdie eerste gedeelte kan julle op die skerm lees. Terwille van die preek het ons die 2020 vertaling gebruik vir hierdie gedeelte, want ons gewone vertaling sê, wag dan geduldig broers, totdat Jesus weer kom. Die letterlike vertaling sê, wees geduldig broers, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en die laat reëns geval het. Wees dan geduldig, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Kyk mooi, moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding en julle die Here se einddoel met hom gesien en dat die Here vol medelee en ontferming was. Ek wil eers nog 'n gedeelte lees. Ek so 'n bietjie moet my aanbeweeg daar al julle hoor. Kolossense 3 vers 12 tot 14. Al lees ons hierdie volgende woorde. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. So julle is God se kinders. Julle is die mense wat God gekies het om sy verteenwoordigers in hierdie wêreld te wees. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Daardie woordjie verdraagsaam is dieselfde woordjie wat met geduld vertaal word. Wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En tot sover wat ons hierdie gedeeltes lees uit die woord van die Here. Nou julle sien vriende, wanneer ons praat oor geduld, dan gaan kyk ons weer eens wat dit in die Bybelse konteks beteken het. En as ons kyk na wat die Griekse woordjie vir geduld beteken, dan beteken geduld waarna hier verwys word en die geduld wat as vrug van die Gees verwys word, verdraagsaamheid en standvastigheid. Verdraagsaam beteken presies wat die woordjie sê. Ek beskik oor die vermoë om te volhard in moeilike en swaar tye. Ek kan baie dinge dra. Ek kan swaar las op my skouers laai. Ek word nie sommer vinnig moeg nie, ek word nie sommer vinnig moedeloos nie, ek gee nie sommer vinnig op nie. Ek is 'n verdraagsame mens. En wanneer daar swaar kry oor my pad kom, wanneer daar bekommernis oor my pad kom, wanneer iemand my te nakom, wanneer iemand my beledig, wanneer daar onregverdige dinge met my gebeur, dan kan ek dit verdra. Ek is nie iemand wat vinnig uitsak en geestelik moeg word en ophou en opgee nie. Ek is nie iemand wie se geloof die hele tyd wankel nie. Ek is standvastig in die geloof. Julle sien, dit gaan oor baie meer as oor iemand wat vinnig kwaad raak of nie kwaad raak nie. Dit gaan oor baie meer as iemand wat sommer vinnig krapperig raak of al die meer verloor. Bybelse geduld gaan oor verdraagsaamheid en om vas te staan in die geloof. Om iemand te wees wat nie die hele tyd soos golwe van die branders heen en weer gewaai word deur die omstandighede van die lewe nie.
Iemand wat maak nie saak wat rondom jou gebeur, hoe die omstandighede rondom jou ook al verander, wat 'n krisisse ook al oor jou pad kom nie, jy staan vastig in jou geloof, en omdat jy staan vastig is in jou geloof, word jou optrede en jou emosies nie ook die hele tyd bepaal deur wat met jou gebeur en rondom jou gebeur nie. Daar's 'n vastigheid, daar's 'n konstantheid, daar's 'n verdraagsaamheid. En jy kan uit die af van die saak uit dink, dit is nie iets wat ons as mense self kan regkry nie. Dis iets wat ons net regkry deur die krag van die Heilige Gees, wat ons helper en ons trooster en ons bron van krag is. Maar al hierdie woorde wat ons hier gelees het in Jakobus en in Kolossense, word hierdie woorde geskryf aan kinders van die Here wat swaar kry. Hulle word vervolg omdat hulle kinders van Jesus is. Hulle word gemartel en beledig en bespot omdat hulle Jesus dien. En vir baie van hulle was die laste veel gewees. En omdat hulle verwag het dat Jesus se wederkoms vinnig sou plaasvind, nou ewe skielik lewe hulle, en hulle dink mos, maar ons weet nie meer wanneer Jesus kom nie. Dit kan nog baie lank wees. En ons weet nie of ons al hierdie dinge wat ons nou deurmaak vir baie lank nog kan doen nie. En vir baie van hulle was die versoeking daar, om hulle geloof in Jesus te verloon, en eerder terug te draai na hulle vorige lewe toe, want dan sou dit bietjie makliker wees. Julle, vir die Christene van daardie tyd was die vervolging baie op subtiele maniere en ooglopend. Baie Christene is in die Kolosseum wat vandag daar staan, die Kolosseum wat vir die vermaak van die Romeinse keiser en die Romeine destyds gebou was, is soos wat julle gister hier op die stadion gekyk het, en lekker geskree het vir die Springbokke en soms op die Springbokke. Net so was die Kolosseum gebou, sodat die keiser Romeinse burgers kon vermaak, deurdat hulle as toeskouers kon kyk, hoe Christene, volgelinge van Jesus Christus, gemartel en doodgemaak word. Dit is wat daar in die Kolosseum gebeur het in die Bybelse tyd. Gesinne, kinders, ouers, wat volgelinge van Jesus is weerloos daar losgelaat, en of Romeinse soldate, of wilde diere, of hoe ook al, het hierdie mense om die lewe gebring. Dit was die vermaak, dit was dit wat vir hulle vermaak verskaf het van daardie tyd. Voordat daar natuurlik iets ontstaan het, soos georganiseerde sport en ander aktiwiteite ensovoorts. Baie Christene het elke dag opgestaan met die wete, hulle het nie werk nie, hulle gaan ook nie werk hier nie, en selfs al kry hulle werk, gaan hulle as slawe werk vir 'n klein bietjie inkomste. En met 'n Christelike pa, daai tyd elke dag huis toe gekom het met 'n klein porsie rys, of wat 'n klein porsie, wat ook al vir hom gegee is, om vir sy gesin te sê, dit is die beste wat ons vandag ontvang. En het hy elke dag huis toe gegaan, en gesien hoe sy vrou en kinders swaar kry, en in sy agterkop het hy geweet dat die keiser het gesê, verloon Jesus, ontken jou geloof in Jesus, aanbid die keiser, en alles verander. Jy gaan 'n groter werk kry, jou inkomste gaan meer wees, jou porsie gaan meer wees, jou omstandighede vir jou vrou en kinders gaan meer wees, julle belange gaan meer gedien word, julle gaan meer voorregte hê, julle gaan minder belasting betaal. Al wat ek vir julle vra, is verloon Jesus, aanbid die keiser. En aanvanklik het die Christene gesê, maar ons gaan dit nie doen nie, want Jesus kom binnekort weer, dan gaan al hierdie probleme en swaar kry verby wees. En toe nog 'n dag verbygaan en Jesus kom nie, en nog 'n dag, en nog 'n dag, en later is dit daar 'n generasie, en Jesus het nog nie gekom nie. Ewe skielik het baie van hulle die vraag begin vra, kan ons volhard hierin? Kan ons aanhou hierdie doen? Want wanneer kom Jesus? En is binne hierdie konteks wat Paulus vir hulle skryf oor geduld. Dis binne hierdie konteks wat Paulus vir hulle sê, wees verdraagsaam, wees standvastig, want Jesus kom terug. En wanneer Jesus terugkom, gaan Jesus ons beloon vir ons gehoorsaamheid en vir ons getrouheid aan sy wil binne hierdie stikkende wêreld waarin ons lewe. En ewe skielik kry geduld as 'n vrug van die Gees 'n baie, baie dieper betekenis. Want is daar 'n oproep vir my en jou vanoggend
om in 'n wêreld wat al hoe stikkender word. En julle, ons praat baie keer so en ons bid vir herlewing in die kerk en ons bid dat daar weer 'n nuwe vlaag sal kom van al hoe meer kinders wat tot bekering kom en die Here dien en ons omstandighede wat verander. As ons die Bybel lees en die Bybel reg lees, moet ons weet hoe nader ons aan Jesus se wederkoms kom, hoe slegter gaan dinge raak. Daar is nie iets soos die wêreld gaan terugkeer soos wat ons dit op 'n stadium geken het nie. Die wêreld gaan al hoe meer gebroken raak, oorlog gaan meer raak, die effek van oorlog op ons almal se lewe. Die Bybel sê vir ons, hoe nader ons aan Jesus se wederkoms kom, hoe moeiliker gaan dit raak. En juist daarom is daar 'n oproep, dat moenie toelaat dat die stikkend en die gebrokenheid van hierdie wêreld my en jou laat vergeet wie ons geroep is om te wees nie. Moenie dat hierdie uitdagings van hierdie wêreld waarin ons lewe en die beloftes van die wêreld wat sê, maar as jy jou geloof verloon en begin dink soos die wêreld en leef soos die wêreld en die prioriteite van die wêreld hê, dan gaan dit beter gaan met jou gesin, julle gaan finansiëel beter af wees, julle gaan gemakliker lewe, julle porsies gaan bietjie meer wees. Moenie in daai struik trap nie. Want Jesus het gesê, wat help dit? Jy wen die hele wêreld, maar jy verloor jou lewe in die proses. En dit is juis waarom 'n oproep soos vanoggend op Vadersdag, maar nie net vir vaders nie, vir moeders ook vandag juis so belangrik is en waarom hierdie woordjie geduld so belangrik is. Want geduld beteken ook om standvastig te wees in my geloof, om standvastig te glo in Jesus se wil vir my lewe, om standvastig God se koninkryk te soek en geduldig te volhard daarin om nie soos die res van die wêreld te lewe nie. Want vriende, wat help dit? Jy werk in plaas van 40 ure, 50 ure by die werk, 60 ure by die werk, vir 'n groter bonus en nog 'n ekstra oorseese vakansie, maar jy is nooit by die huis by jou kinders of by jou vrou nie. Of jy is nooit by jou vrou, by jou man en kinders nie. Of jy sloof jouself so af van een punt tot die ander om my lewensgehalte bietjie gemakliker te maak, om my lewenskwaliteit bietjie gemakliker te maak, om beter te kan voorsien hier en beter te kan voorsien daar. En in die proses breek ek myself na liggaam en gees af tot op die punt dat daar niks meer oor is van my nie. En dan wanneer aftree kom, dan het my vrou of my man 'n geldjie om bietjie kan aftree, maar ek is nie meer daar nie. Want my gesondheid het ingegee. Omdat ek dood eenvoudig myself gejaag het van een punt na die ander. En so kan ons voorbeeld op voorbeeld noem, maar die een beginsel is waar julle. Dat as ons toelaat om die leuns van hierdie wêreld te glo, dat as jy jou rug draai, Jesus het eintlik nie geweet waarvan hy praat nie. Dit wat Jesus vir ons kom leer, dit is eintlik nie meer van toepassing vandag nie, want ons lewe nou in 'n nuwe wêreld wat anders lyk en anders te doen is in die tyd van Jesus. Dis nie toevallig dat hoe meer mense hulle rug draai op God se wil vir ons lewe, hoe minder mense Jesus eerste stel in hulle lewe, hoe meer mense emosioneel uitbrand, hoe meer mense fisies siek is nie, hoe meer gesinne en huishoudings uitmekaar uitbreek nie, en hoe meer dit gebeur dat ons in 'n tyd vandag lewe, wat baie mense se lewenskwaliteit hoër is as ooit tevore, maar hulle vlakke van ongeluk ook hoër as ooit tevore. Van geld en rykdom en wêreldse dinge sal my en jou nooit kan gelukkig maak nie. Want ons is gebore, geskape deur die hemelse Vader en binne in ons is daar iets wat weet dat ware geluk word net in hom gevind en gehoorsaamheid aan sy wil vir my lewe. En dis waar geduld inkom. Om te midde van moeilike tye, om te midde van onsekere tye, verdraagsaam te wees, standvastig te wees in my geloof. Om Jesus eerste te stel, selfs al beteken dit ons moet dinge opoffer, ons moet dinge prys gee. Selfs al beteken dit ek word vervolg of beledig, ek verdra dit ter wille van Jesus se eer en Jesus se koninkryk, want Jesus kom weer. Hy kom weer. En wanneer hy kom, groot sal jou beloning wees, goeie
en getroue, geduldige diensknegt. Hoe lyk dit prakties ook? Om geduldig te wees, verdraagsaam te wees, standvastig te wees, beteken, as daar dinge in my lewe is waar ek bid, as daar dinge is wat ek moet deurgaan, omstandighede wat ek moet deurgaan, dan wag ek geduldig op God se tydsberekening. Soos het nou gehoor, geduld is om standvastig te wees in die geloof, om volhardend te wees in die geloof, en dit beteken dan ook prakties in my en jou lewe, dat in alles van ons lewe, wag ons geduldig op God se tydsberekening. Daardie oop deur waarvoor ek vra, as dit nie nou gebeur nie, dan raak ek nie ongeduldig en ek sê, maar wat help het ek bid nie? Ek verdra die onsekerheid, ek verdra die wagtydperk en ek staan vas in my geloof en ek vertrou God dat wanneer die tyd vir hom reg is, sal hy die regte deur vir my oopmaak. Sal hy die uitkoms gee. Sal hy daardie gebed beantwoord. Dis om geduldig te wag op God se tydsberekening. Saam met dit het ons reeds daarna verwys dan ook, geduld volhard in swaar kry. Ons het so 'n paar Sondae terug, het ons hier vir ons Comrades atlete gebid en alles, en van hulle is vandag ook hier, so ons het lekker op die TV Comrades gekyk ensovoorts, nee. Iets daarvan is geduld. Ek dink jy kan te ongeduldig wees as jy volhard deur swaar kry vir amper 90 km lank nie. Jy sien, ewe skielik is geduld nie net ek word sommer net vinnig kwaad nie, ek kan volhard in swaar kry. Ek kan standvastig bly in swaar kry. Ek is nie iemand wat die oomblik van jou swaar kry kom, dan word my geloof soos met 'n baba in die badwater weggegooi nie. Ek wil nie die hele tyd opgee die oomblik van jou swaar kry kom nie. Want geduld as vrug van die Heilige Gees help my om vas te hou aan die Here. Selfs al kry ek swaar, selfs al gebeur daar dinge wat ek nie verstaan nie, selfs al kry ek seer, hou ek vas aan my geloof in Jesus Christus. En ek hou nie net vas aan my beloftes wat ek van Jesus ontvang nie, dit beteken ek dien ook die Here in my lewe, al kry ek swaar. Ek lewe gehoorsaam aan die Here, ek dien hom, selfs al kry ek swaar. En natuurlik soos met al hierdie vrug van die Gees, gaan dit nie allereers net of altyd alleenlik net oor my verhouding met God nie. Wanneer God se verhouding in my hart vrug begin dra, dan gaan ek altyd besef dat dit ook 'n impak op my verhouding met ander mense het. Hier raak dit so 'n bietjie moeiliker. Want julle sien, ons almal kan nog hoor van hou vas aan God se beloftes, hou vas dat liewe Jesus sal sorg en al daai dinge. Maar hier raak 'n bietjie moeilik. Bybelse geduld is ook verdraagsaam en standvastig teenoor mense in jou lewe. Dit beteken nie dat jy nie meer het nie. Dit beteken as 'n vrug van die Gees, deur die krag van die Heilige Gees, help die Heilige Gees jou om jou hier meer te beteel, jou hier meer in toom te hou, en nie toe te laat dat jou kort hier meer jou optrede en jou gedrag bepaal en beïnvloed nie. Om nie toe te laat dat jou kort hier meer mense in jou lewe seermaak nie. Dis om die Heilige Gees te vra, om wanneer daar situasies in my lewe kom, wat ek voel nou buite beheer, ek kan nou voel iets begin hier binne my gebeur, dan vra ek vir die Heilige Gees om my help om dit te beteel, om dit in toom te hou. Daarom is daar daardie goue reël altyd. En pas dit maar toegerus. Wat so moeilik soos wat dit is, probeer nooit om 'n woord te sê, terwyl jy emosies hoog is nie. Wag eers dat die emosie bedaar, voordat jy daardie gesprek het, wat jy moet gesels. En julle, hier is 'n fyn balans. Die fyn balans lê daarin, dat hierdie beteken nie, dat omdat ek voel ek is nou kwaad, sê ek wil nie nou hieroor praat en is klaar nie. Die gesprek moet op 'n stadium plaasvind. Ons moet gesels oor dit wat verkeerd is. Ons moet gesels oor dit wat pla. Maar die oomblik wanneer die emosie so bietjie gaan sak. Jy sien, dis 'n keuse.
Dat ek laat nie toe dat my emosie my optrede beheer nie. Die Heilige Gees beheer my. En daarom wanneer ek voel dat die mens binne in my wil nou woorde sê wat ek weet skadelik gaan wees, dan beteel ek my nie meer. Ek verdra hierdie emosie wat ek nou het. En ek maak die keuse om net eers rustig te word en dan kom gesels ek met jou. Nie altyd maklik nie, maar juist daarom nie uit onsself uit nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Jy neem ook nooit 'n besluit terwyl jy emosioneel is nie. Ons bid daaroor. Ons vra saam die Here se leiding. Ons wag geduldig op God se tydsberekening. En dan vertrou ons die Here vir sy wil vir ons lewe. En laastens wat ons in hierdie gedeeltes wat ons gelees het leer, is iemand wat geduldig is, verdra mekaar in liefde. Hier voor ons, rondom ons, agter jou, langs jou, sit mense wat anders te dink as jy, anders te lyk as jy, God ervaar op ander maniere as jy, hou van ander liedjies as wat jy van hou van ander tipe style van preek waarvan jy hou van ander kleredrag, ons kreef vir verskillende rugbyspanne, ons dink anderste, ons praat anderste, ons doen anderste. En juist daarom is daar 'n oproep, dat as kinders van die Here, moet ek mekaar in liefde verdra. Dit is 'n kenmerk van geduld. En wat beteken dit? Dit beteken nie, ag weet jy wat nee, ek hou nou eintlik nie van jou nie, maar nou verdra ek jou nou man nie. Om iemand in liefde te verdra beteken, ek is lief genoeg vir jou, dat ek 'n ruimte skep vir jou, om jy te kan wees. En ek verskil soms van jou, en ek verstaan nie altyd hoe jy dink of praat nie, en ek stem nie altyd saam nie, maar ek skep 'n ruimte vir jou unieke menswees, vir hoe God jou gemaak het. En ek wil saam met jou die Here dien. Ek wil saam met jou groei. Ek wil saam met jou lewe. Ek wil saam met jou 'n verskil maak in hierdie wêreld. En dit is so vir alle aspekte van ons verhoudings met ons mans, met ons kinders, met ons eggenote, met ons vriende, met ons vriendinne, met ons kollegas by die werk, met vreemdelinge wat jou paaie kruis. Hierdie beginsel as geduld deur die krag van die Heilige Gees is so belangrik. Dat ons 'n ruimte skep vir elke een se anders wees. En vir mekaar sê ek hoef nie altyd saam met jou te stem nie, maar ek sal altyd lief wees vir jou. En so verdra ons mekaar in liefde, ondersteun mekaar, waardeer mekaar, tot die dag wat Jesus weer kom. Hierdie sien is heeltemal anders. Ons is gewoond daaraan, dat die oomblik wanneer iemand verskil van my, jene, dis vir my moeilik om met hierdie persoon om dieselfde tafel te kan sit, ek kan soms so ongeduldig raak met daardie mens. Ons weet hoe dit voel, om by die huis te kom en vir iemand te kan sê, weet jy wat, daar's daai een mens, nie, as ek net in dieselfde vertrek af hom of haar kom, dan begin my bloed sommer so kook. En vir ons as mense, almal van ons sukkel daarmee, almal doen. Daar's nie een van ons, ek sien hoe giggel almal hiervoor, want almal van ons weet hoe dit voel. Daarom is dit juist so belangrik, dat ons wanneer ek in so 'n situasie is, of weet daar is so 'n persoon in my lewe, dan bid ek daaroor. En ek vra, Here, ek wil juist daar 'n instrument van u liefde wees. Daarom vra ek, Heilige Gees, help my om ook daardie persoon, wat my so uitdaag, te verdra in liefde. Om 'n ruimte te skep, waarin daai persoon ook liefde ervaar. Selfs al verskil ons, hoe baie. Mag ek en jy, in hierdie wêreld waarin ons lewe, deur die krag van die Heilige Gees, verdraagsaam wees, en standvastig, en so 'n getuienis in hierdie wêreld dra, van wie die een is, wat in ons harte regeer. Jesus Christus, die Here. Ek wil vir jou geleentheid gee, vir so 'n paar oomblikke stil gebed. As die Here iets vanoggend op jou hart gedruk het, bring dit nou na hom toe. En daarna sal ek vir ons afsluit met gebed, waarna ons die slotlied gaan saam sing.
Here, ons sit hier voor U in volkome afhanklikheid. Maar Here, as ons so luister na wat geduld is, en hoe geduld in ons lewe lyk, Here, dan besef ons dat almal van ons, Here, skiet maar bietjie te kort. Maar Here, ons hartsbegeerte is om U te dien met ons hele lewe. En daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees geduld in ons harte sal laat lewe, sodat dit deur ons lewe sigbaar sal word. Here, maak ons mense wat verdraagsaam is, verdraagsaam en standvastig. Maak ons mense wat volhard in moeilike omstandighede. Mense wat vashou aan ons geloof en U altyd eerste stel. Selfs al wil die wêreld vir ons leer dat daar 'n ander opsie is, wat vir ons 'n beter lewe sal gee. Here, maak ons verdraagsaam teenoor mense en mekaar, wat anders te dink as ek, anders voel as ek, anders glo as ek. Ja, Here, help ons om lewens te lewe, wat getuig van U liefde en U genade vir ons en alle ander mense. Heilige Gees, neem U beheer en laat die vrug van die Gees in ons lewe sigbaar word, tot eer van U naam. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan 'n ou bekende liedjie saam sing vanoggend. 'n Lied wat op 'n stadium juis praat van as versoeking en beproewing of as uitdagings oor ons pad kom, laat ons geduldig die Here dien. Ons ken hierdie liedjie, kom ons staan en sing ons dit tot eer van U. Wat 'n vriend het ons Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om te lewe, door Gods troon hier op te gaan. Hoe weer ons tot die vrede, Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus
en die liefde van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees jou so versterk, dat jy verdraagsaam, standvastig sal lewe in hierdie wêreld, sodat almal kan sien dat Jesus is die koning van jou hart. Die Here seën jou, gaan wees in geduld, 'n seën vir ander. Amen. Lei my Heilige Gees, wys my die weg wat ek moet gaan. Lei my Heilige Gees, hou my vas met u hand. Ek wil luister, ek wil volg waar u lei, daar sal ek gaan. Lei my Heilige Gees, nader aan u hart. Wanneer die wêreld hard en luidruchtig praat en my gedagtes vol twyfel raak, bring u vrede diep hier binne in, 'n stil sekerheid waar ek rus kan vind. U fluister sag, ek is by jou, en leer my hart om op u te vertrou. Nie my wil nie, maar u wil geskied, vorm my hart soos u dit gebied. Dag vir dag, stap vir stap, lei my Here op die pad. Ek gee oor, ek laat nou gaan. In uw hande wil ek staan. Lei my Heilige Gees, wys my die weg wat ek moet gaan. Lei my Heilige Gees, hou my vas met die hand. Ek wil luister, ek wil volg waar u lei, daar sal ek gaan. Lei my Heilige Gees, nader aan u hart.